Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan 'n pad loop met die romans of novelles wat die matrieks doen. Ek wil net gou vir julle wys watter 4 ons mee gaan werk. Die een wat ons nou mee gaan werk, of na hierdie les mee gaan werk, is Hannah Hoekom, die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom. Muurlanders van Esta Stein. En ek wil sommer nou al vir julle sê, ek het 'n geweldige probleem, ek kry glad nie hierdie boek in die hande nie. So ons sal later net vinnig oor die boek praat. Dan Daleen Matthee se Kringe in die Bos en Lien se Langstaan Skoene. So dit is die 4 novelles of romans waarna ons gaan kyk, minus hierdie ene. Ons gaan hom nie in detail kan doen nie, maar ons sal vir julle 'n plan gee. So waarmee ons nou gaan werk is algemene riglyne, general guidelines vir die bestudering van 'n roman of 'n novelle. So dit gaan vir jou algemene elemente gee wat in alle romans of novelles gaan voorkom. En dit is waarmee ons nou gaan werk. Hierdie les is vir graad 10 tot 12. So al 3 grade in die FET kan na hierdie les kyk en dit sal vir julle kan help. Goed. Kom ons begin by die eerste punt. Dis baie belangrik om die konteks te verstaan waar binne hierdie roman geskryf is. So the context, die detail van die storie. Want die teks word geskryf binne 'n spesifieke situasie, binne 'n spesifieke omgewing. So dis baie belangrik om dit te verstaan. As julle nou gou 'n bietjie terugdink, in graad 11 het julle die karretjie mense, die laaste graf van Ethel Fugard gedoen. Nou dit het afgespeel binne 'n spesifieke konteks. Was net na die eerste algemene verkiesing, die vrye verkiesing. Dit het afgespeel in die Karoo. So daar's baie spesifieke elemente waarna 'n mens moet kyk. Ek dink nou byvoorbeeld aan Lien se Langstaan Skoene. Lien se Langstaan Skoene speel af in die stad. En dit gaan oor hierdie gesin wat in die stad probeer oorleef. Kringe in 'n Bos is presies dit. Dit speel af in die bos naby Knysna. Hannah Hoekom begin in die stad en dan speel die grootste deel van die storie af in 'n vakansiehuis op 'n eensame berg. En dit het 'n spesifieke invloed op hoe die storie vertel word en die dinge wat kan gebeur. Goed, so hierdie goed het dan alles 'n invloed op die storie. So die invloed van die milieu is om in dit in wag, ek het nou hierdie verkeerde woord. Omgewing. Of jy kan doodgewoon praat van die plek, the place, die ruimte waar binne die storie plaasvind. Goed. Dan praat ons oor die invloed van die omstandighede. Wat was die omstandighede? Dit kan te doen hê met die mense, dit kan te doen hê met die omgewing. So kom ons maak net hier 'n nota daarvan. Mense, die omgewing. Wat is die invloed van daai goed op die storie? Dan in die derde plek praat ons van die gebeurtenisse. Die dinge wat gebeur.
Hier is ons weer terug by die plek, die invloed van die plek. Hoe lyk die plek waar die storie afspeel? Is dit by die see? Is dit op 'n berg? Is dit in 'n bos? En dan die tydlyn. Nou hier moet julle baie mooi kyk. Ons praat hier van twee goed. Laat ek net 'n ander kleur kry vir julle. Die verteltyd en die vertelde tyd. Nou, moenie deur mekaar raak nie. Die verteltyd is hoe lank dit my sal neem om die storie te vertel. Hoe lank om die storie te vertel. Vertelde tyd is die tyd waarbinne die storie afspeel. As ons byvoorbeeld dink aan Hannah Hoekom se storie, dit begin en dan strek die storie oor omtrent 15 dae. Goed, dit is dan die vertelde tyd. Julle kan weer terugkom hier en weer luister, as julle net wil seker maak. Ok, kom ons kyk na belangrike elemente, wanneer ons 'n novelle begin ontleed. Die eerste ding natuurlik is die titel. Wat sê die titel vir jou? As ons kyk na Lien se langstaan skoene. Wat vertel dit vir ons? Dit praat onmiddellik van 'n meisie met die naam van Lien. En dan, as ons kyk, Lien se skoene. Ok, so Lien se skoene gaan 'n belangrike rol speel. Lank staan. Shoes in which she stands for a long period of time. So immediately we get something from the title. Skoene, lank staan, Lien, it's going to tell us something about the title. Kom ons kyk na nog een. Die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom. Ok, so kom ons kyk waar begin ons. Die persoon waaroor dit hier gaan is Hannah. Hierdie staan in die plek van haar van, maar dis nie regtig 'n van nie. Hannah Hoekom. So, dit moet jou onmiddellik laat dink, hoekom sal hulle iemand Hannah Hoekom noem? Miskien is dit omdat sy so baie gevra het hoekom, of baie nuuskierig was. Ongelooflike, amazing adventures, ongelooflike avonture. So onmiddellik verklap die titel iets van die storie. So jy moet 'n bietjie mooi dink oor wat sê die titel. Wat sê die titel vir my? Wat verklap? What is the title hinting at? Goed. Dan die volgende element, ons is daarmee besig, is die verteller. Want hier is dit baie belangrik om te verstaan, is dit 'n ek-persoon? Is dit 'n eerste persoons verteller? Is dit 'n derde persoons verteller? Want hierdie twee tipes vertellers, soos wat julle weet, het dan 'n ander invalshoek. Die ek-verteller is die persoon self, wat deel is van die storie, wat vertel. So jy sal woorde kry soos ek, ons, my storie, ons storie. Die ek-verteller kan net weet
wat sy of hy weet. Sy weet wat in haar kop aangaan, wat in haar hart aangaan, maar sy weet nie wat in ander mense se harte of koppe aangaan nie, tensy hulle dit kommunikeer en sê. Waar jou derde persoonsverteller is die buitestander, hy is die een buite die storie. So hier sal jy voornaamwoorde kry soos hy of sy of hulle. So dit is in die ander persoon. Nou die derde persoon, die voordeel van die derde persoonsverteller is daai persoon is oral teenwoordig. Hy kan deur mure sien, hy kan sien wat op die volgende plaas aangaan. Hy is eintlik in 'n sekere sin alom teenwoordig. Hierdie tipe verteller weet wat in almal se koppe aangaan. So, hy kan vir ons baie meer inligting gee. Nou, jy noem die persoon wat die storie vertel, die eerste persoon of die derde persoon, die fokalisator. Dis die persoon waarop die storie dan, wat die fokus is. Maar dit is nou nie iets om julle koppe oor te breek nie, dis maar net volledigheidshalwe. Goed, ons gaan aan met die elemente. Natuurlik is ons karakters belangrik, waarvan ons hoofkarakter die belangrikste persoon is. Hy word gewoonlik genoem die protagonis. En die droom van elke skrywer is om sy hoofkarakter te laat ontwikkel as 'n mens. Met ander woorde, as die storie begin, is die hoofkarakter 'n spoiled brat. En dan hoop of die skrywer skryf die storie so, dat daar ontwikkeling plaasvind en dat aan die einde van die persoon, van die verhaal, die persoon nie meer 'n spoiled brat is nie, maar nou iemand is wat die nood van ander mense raak sien, of wat die geval ook al mag wees. So ontwikkeling, development van die persoon se persona is belangrik. Dan het ons neuwekarakters. Nou gewoonlik speel die neuwekarakters in op die hoofkarakter en hulle dra 9 uit die 10 keer by tot die ontwikkeling van die hoofkarakter. Karakterisering, baie belangrik, ons het ook al 'n les daaroor gehad. Karakterisering kan 'n mens waarneem uit aksies, wat doen die persoon, wat dink die persoon, wat sê die persoon, wat sê die ander karakters van die persoon, hoe reageer hy op mense of op omstandighede. So daar's 'n hele klomp goed wat kan maak dat die karakter homself uitbeeld. Goed, so aksies, wat mense dink, of wat die karakter dink, wat die karakter sê, en dan natuurlik ook die wisselwerking tussen wat die ander karakters dink of sê of doen. Goed, kom ons gaan aan. Die volgende belangrike element is die intrige. Hier's 'n woord wat julle moet ken, die verhaalgebeure. Hoe die verhaal gebeur, hoe die gebeure ontwikkel, hoe dit uitspeel. Kom ons skryf daai woord vir julle neer. Hoe die gebeure uitspeel. Goed, en ons praat hiervan as 'n verhaalplan. Baie keer sal 'n skrywer vir jou sê, hy werk met 'n baie spesifieke plan van dit is wat gebeur en dis waar hy wil uitkom en dan kleur hy dit in, of hoe ook al die skrywer se proses werk. Nie elke skrywer skryf op dieselfde manier nie. Daar kan verwikkelde situasies wees.
Jy weet, daar's 'n fliek wat sê it's complicated. Dis presies wat dit nou beteken. Goed is gekompliseer, dit is in mekaar geweef. Die een ding het 'n effek op die ander. So die intrige is baie belangrik, want dit is ook daai oploop na die klimaks toe. 'n Volgende belangrike element is konflik. Nou goed, ons het al so baie gepraat oor konflik. Kom ons vat net gou-gou weer saam. Daar's uiterlike konflik, goed wat twee mense wat met mekaar beklei, of 'n mens wat beklei teen die natuur, dit wat in die natuur elemente gebeur, dit kan 'n ongeluk wees, wat ook al die geval, iets wat jy kan sien, konflik wat jy kan sien, en dan is daar nou natuurlik die innerlike konflik, the inner turmoil. En dit is basies die twee tipe konflik wat ons kry. Dis baie maklik om te onderskei, so dit behoort nie vir julle 'n probleem te wees nie, en ons het ook al 'n les of 2 daaroor gedoen. Die volgende belangrike element van 'n roman of 'n novelle is die bou of die struktuur van die verhaal. Hoe is die verhaal in mekaar gesit? Is dit kronologies? Ons het ook al hieroor gepraat. Volg dit van A, B, C, D, E? Of is dit akronologies? Is daar terugflitse? As ek nou dink aan die storie van Hoopvol, ek weet nou nie of julle 'n idee sal hê daarvan nie, maar die storie begin met 'n toneel waar die seun wat die ramp oorleef het, hulle huis brand af, en sy ma en sy suster is in die huis wat afbrand. En hy staan daar en hy sien dit gebeur. Dis net die eerste bladsy en 'n half van die roman. En ons lees aan die begin sy emosies en wat hy sien voor hom afspeel. So dis in die hede, en dan begin dit was 'n terugflits van wat gebeur het, en dan begin die verhaal. So die skrywer kan baie interessant met hierdie vooruitskouings of terugflitse werk om die storie interessant te hou. En baie keer gebruik hulle dit om die spanning te laat opbou. Jy weet, in Engels praat hulle van 'n page turner. Jy kan net nie die boek neersit nie, want jy wil net weet wat is die volgende ding wat gebeur. Goed. Belangrike elemente van die roman of die drama is natuurlik die stemming van die storie. Of die atmosfeer wat geskep word. Nou, ek het hier probeer met emoji gesiggies. Is dit 'n hartseer storie? Is daar elemente van geweldige hartseer? Is hulle kwaad? Is hulle gemaklik en verlief, en is dit 'n romanse? Voel hulle goed oor iets of voel hulle sleg oor iets? So dit is die elemente, die atmosfeer en die stemming wat jy moet kan onderskei. En natuurlik kan dit verander van hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk. Maar oor die algemeen, wat is die algemene atmosfeer van die storie? 'n ander belangrike element is die ironiese kinkels, the ironic twists van wat in die storie voorkom. Nou kom ons kyk net gou-gou, wat beteken ironie? Dit beteken jy sê iets, maar jy bedoel die teenoorgestelde. 'n baie cru voorbeeld sal wees, die onderwyser stap in die klas in en sy gee die toetse terug en sy sê, joh, julle is darm almal 'n klomp Einsteins, maar dan bedoel sy eintlik, hulle het nie so goed gedoen nie. Goed, so kom ons kyk, hier is Neelsie, 'n voorbeeld van Neelsie. Neelsie sê,
Ek het gister besluit, ek gaan hierdie jaar hard werk. I decided yesterday, I'm going to work very, very hard this year. Hier is meester. Meester kan jy sien is kwaad. Nou, hoekom is jou huiswerk dan nie vandag gedoen nie? Why isn't your homework done today? And then Yossi replies and he says, ek het nie bedoel ek gaan so hard werk nie. I didn't mean that I was going to work that hard. So, kom ons kyk. Nou, hier is verskillende voorbeelde van ironie. Dit is geskryf in Nederlands. So, ek gaan probeer om dit vir julle so goed as moontlik te verklaar. Hierdie bestuurder het so swak bestuur of so vinnig bestuur dat hy met sy motor om die draai gekom het en op die kar se dak beland het. So hy het 'n ongeluk gemaak. It was an accident. Hier staan, dankie, dat u versigtig ry in ons stad. So die ironie lê daarin, hier bedank hulle die mense dat hulle versigtig sal ry, en hier lê die ou op sy kar se dak, want hy het onverskillig gery. So dit is daai, hoe sal 'n mens dit, die verskil tussen wat in die werklikheid gebeur en die uiterlike. Dit het meestal, kan 'n mens dit dadelik sien. Hier sê hulle dankie vir iets, maar hierdie ou het so sleg bestuur dat hy op sy kar se dak lê. Goed, kom ons gaan aan. Die volgende vorm van ironie is verbale ironie. Hierso kan ons sien, hierdie dame stap in die reën, sy het 'n sambreel, en dan sê sy, watter mooi weer het ons hierdie week? Of, watter lekker weer het ons hierdie week? So she's walking in the rain with an umbrella and she says, what lovely weather do we have this week? Goed, die volgende ene is as dit 'n ironiese situasie is. Nou hier sien ons 'n jong dame en 'n jong man en daar's 'n priester en hy's besig om hulle te wil trou. En hy lyk soos 'n prins. En dan kom daar 'n spioen in wat skree, hou op, hierdie man poseer as 'n prins. Hy gee voor, hy's 'n prins, maar hy's eintlik 'n bedrieër. So, dit wat verwag word, is dan wat in daadwerklikheid nie gebeur nie. So, sy het die droom om met die prins te trou, en dan kom hierdie ou en hy sê, hy is nie 'n prins nie, hy is eintlik 'n bedrieër. Goed. Dramatiese ironie, dit is wanneer die publiek of die gehoor of die leser weet van iets wat gebeur, maar die persoon, die karakter op die verhoog of die karakter in die boek weet dit nie. So, natuurlik, in hierdie situasie kan ons sien die gehoor sit daar en hulle sê vir haar, moenie boontoe gaan nie. Hierdie persoon in die gehoor sê, die moordenaar is daar. Die karakter weet dit nie, dat die moordenaar
in die kamer bo vir haar wag nie. So hierdie is 'n voorbeeld van dramatiese ironie. Goed. Die verklaring hieronder is dramatiese ironie is wanneer die publiek bewus is van 'n situasie, maar die karakter nie. So, dis daai ding wat jy in 'n fliek sit en dis 'n moord, ek kan dit so goed onthou, die moordenaar skuil bo in die kamer, maar die meisies wat in die huis bly, hulle is in 'n koshuis, hulle weet nie waar die moordenaar is nie. So dis daai tipe van situasie. Volgende belangrike element van 'n roman of 'n novelle is natuurlik die tema. Ons kan ook praat van 'n boodskap of ons praat van 'n lewensles. Wat is dit wat die skrywer wil oordra? Watter les kan ek uit die verhaal leer? Hoe kan dit my help in my lewe? Dis basies waarop dit neerkom. So sentrale gedagtes. Waaroor gaan die storie? As ons nou dink aan 'n storie soos Hannah Hoekom, dit gaan oor, daar's baie goed waaroor dit gaan, maar een van die temas wat dit aanspreek, is die kompleksiteit van hersaamgestelde gesinne. En ons sal nog weer hieroor praat. Want as jy nou dink aan Hannah Hoekom, dit was sy en haar ma Nabuti. Haar ma is getroud met iemand wat ook 2 kinders het, en dan kom, it's complex, it's complicated. So dis die les wat ons daaruit leer. As ons dink aan Lien se langstaan skoene, een van die temas is die absolute, ek wil amper sê, ek het nou nie 'n Afrikaanse woord, die devastation, die vernietiging van alkoholisme. So dit is wat jy op die ou end uit die storie neem, op jou lewenspad vorentoe. Ouens, en dit is die belangrikste elemente, as jy hierdie elemente kan onderskei, en kan raakvat, en by mekaar kan sit, dan kan jy enige roman of novelle ontleed. Natuurlik beteken dit, jy moet die boek lees. Hoe moeilik dit ook al is. Of jy moet immers net die vertaling probeer lees, as dit vir jou moeilik is om Afrikaans te lees. Maar die beste oefening wat jy kan doen, is om die boek self te lees, en dan op hierdie manier die goed uit mekaar uit te trek, met hierdie verskillende elemente. Tot 'n volgende keer.